te prys. Ons skriflesing kom vanmôre uit 2 gedeeltes. Ons gaan lees in Johannes 15, vers 26 en 27, en dan in Johannes 17, vers 20 tot 26. Voordat ons daaruit lees, so wat ons sit, kom ons sing as gebed hierdie volgende lied saam, lied 442. Wat ek gesê het, ons lees uit Johannes 15, daar vanaf 2 verse, Johannes 15 vers 26 en 27. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. En dan in hoofstuk 17, vanaf vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sou kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die eerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Vader, ek wil graag hê dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons dink aan Pinkster, as ons dink aan die uitstorting van die Gees, as ons na hierdie gedeeltes kyk, wat ons saam lees, is dit seker die alles belangrikste, is om te besef dat die Gees getuig van Jesus Christus. Christus word verheerlik. En die wonder is dat die gemeenskap
Die gemeenskap wat die Here Jesus geskep het, wat God geskep het deur sy Gees, beklemtoon juis hierdie werk. Beklemtoon dat Christus die lewende God is. En so word ek en jy as swak, as ons kyk na Psalm 146, beskryf dit so mooi. So word ons as swak, sukkelende, struikelende mense, sondige mense, 'n geleentheid gegee om in 'n verhouding te staan met die lewende God. Ons word in 'n verhouding gebring met die lewende Here wat vir ons kom sê, maar ek sien jou raak. Ek sien jou strewelinge, ek sien jou moeilikhede, ek sien jou mens wees. En tydens Pinkster het ons die geleentheid om te sê, maar ons getuig van die geloof, van die toewyding en die liefde wat die Here vir ons het. Wat ek en jy ook vir die Here het. En ons getuig van hierdie geloof en toewyding teenoor 'n wêreld wat eintlik verlore staan. Wat hooploos staan. Wat ons elke dag na dag eintlik kom kritiseer. Ons sien 'n wêreld raak wat moedeloos is. Maar die hoop lê nog by my en by jou. Niks of niemand kan die stoel onder ons uitdruk wat die Here Jesus vir my en vir jou kom gee, nie die hoop wat deur die Gees in ons leef. Maar broer en suster, iewers moet ons vir mekaar ook sê, ons het 'n verantwoordelikheid om op te staan van die stoel. Ons het 'n verantwoordelikheid om te gaan leef die lewe wat God vir ons in gedagte het. 'n lewe wat 'n getuienis uitstraal van God wat hier is. Van God wat binne my teenwoordig is. En as ons dink aan hierdie gedeeltes, kan ons vir mekaar maklik sê, maar weet julle, die disippels het dit maklik gemaak. Hulle het dit was 'n maklike tyd vir die disippels. Hulle het geweet, maar die Here is daar. Hulle het niks oorgekom nie. As ons hierdie Handelinge lees, dan sien ons hoe die disippels ly. Ons sien hoe Petrus keer op keer vir ons in sy briewe sê, maar julle moet reg wees vir die lyding wat voor lê. Ons sien die Here Jesus se eie woorde waar hy vir sy volgelinge sê, maar hierdie wêreld gaan julle haat. Hulle gaan nie van julle hou nie. Maar moenie terugstaan nie. Moenie huiwer nie. Moenie moed opgee nie. As ons dink aan die Heilige Gees, is dit sommer nie net enige iets nie. Hierdie gedeelte kom sê, maar die Gees gaan van die Vader en die Seun uit en dit getuig oor die waarheid. Die waarheid wat teenwoordig is. God wat kom, wat hierdie wêreld geskep het. Die Here Jesus wat gestuur is, wat gesterf het. Maar dit eindig nie daar nie. Dit gaan verder, waar die Gees getuig in ons ook. Ons telkens daarom kom herinner, Jesus leef. Prys die Here. Hierdie Here staan met my en met jou in 'n verhouding. Prys die Here. Hierdie Here begin
met my en met jou. Vergader ons, beskerm ons, onderhou ons, prys die Here. En soos nog nooit van tevore nie, word hierdie waarheid in hierdie wêreld wat ek en jy in leef, ontken, misken, misgeleef, afgemaak, afgewater, as maar net nog iets. Afgemaak as 'n geleentheid om te sê, maar ons kom op 'n Sondag kerk toe, en dis genoeg. Die intieme verhouding, wat God ons voorroep, loop ons mis. Ons loop die geleenthede mis, om te sê, Here, bekragtig ons, sodat ons in hierdie wêreld 'n voorbeeld van U kan wees, 'n getuie van U, daar waar ons gaan. Die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, kom bevestig die waarheid van God in ons lewe. En soos ons in 1 Johannes 4 gelees het, hierdie liefde, hierdie lewe, moet ons dit uitdra, uitpasyn, want God is teenwoordig. In Johannes 14 lees ons wat die Here Jesus kom sê, maar ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En in hierdie gedeelte wat ons saam lees, sien ons die Here Jesus wat sê, maar nou ken julle hom, want die Gees is in julle. En omdat die Gees in julle is, kan dit nie net hier bly nie. Daar moet iets gebeur. Daar moet vrug wees. Daar moet 'n getuienis geleef word in hierdie wêreld. Dit begin by my en by jou. Dit spoel oor na ons gesinne. Dit spoel oor na jou werkplek, dit spoel oor na daar waar ek en jy leef. Ons wil so maklik vaskyk in dit wat ons nie het nie. Noem dit op, geld, gesondheid, maak nie saak wat nie. Dat ons die seëninge wat die Here vir ons gee, misloop. Dat ons in hierdie wêreld so met klappe op ons oë loop, dat ons mekaar sê, maar daar's nie hoop nie. Broer en suster, die woord van die Here Jesus, die woord van God wat ons veronderstel is om te koester, te ken, uit te leef, is vol van die hoop wat die Here vir my en vir jou het. Glo ons dit? Leef ons dit nog uit? Leer ons dit nog vir ons kinders? Die Heilige Gees getuig oor Christus. En dit is dit wat ons as gelowiges saambind. Wat ons vir mekaar kom sê, maar omdat die Gees ons saambind deur Jesus Christus, het ons mekaar nodig. Is ons daar om vir mekaar te ondersteun, te bemoedig, te bid. Ek onthou toe ons groot geword het, in 'n tyd, dalk was dit 'n tyd van herlewing, maar daar was 'n tyd gewees wat ons nie geskroom het, ons nie bang was om te bid nie. Daar was 'n tyd gewees in die kerk waar die kerk nie bang was
om 'n getuienis uit te lewer nie. Om 'n getuienis uit te straal nie, om te sê maar dit waarmee jy besig is verkeerd. Die kerk se stem het stil geword. Want ons as mens het op 'n plek en onsself op 'n posisie gesit waar ons dink maar ons is die belangrikste. Die Here Jesus Christus, broer en suster, is dit hoekom ons hier is. Dit gaan nie oor kompetisie nie, dit gaan nie oor wie die belangrikste is nie, maar dit gaan oor die getuienis van God wat teenwoordig is in ons lewe. Is ek en jy nog bereid om dit uit te leef, dit uit te dra? Ons hoor soveel keer van mense wat sê maar die Gees het vir hulle dit of dat gesê, maar die Here Jesus kom sê, kom leer vir ons dat die Gees getuig van Christus se werk. Van God wat teenwoordig is. In ons eie lewe kom ons baie keer by die vraag wat ons mekaar sê, maar waar is God as dit sleg gaan? Waar is die Here as ons werk verloor? Waar is die Here as daar nood is, as daar lyding is, as daar tekortkominge is? God is juis daar. Wanneer die Heilige Gees getuig van Jesus Christus se teenwoordigheid. Dit is wat 'n gemeente moet wees. 'n Plek van omgee. 'n Plek waar God teenwoordig is, waar jy jou hart kan kom uitpraat. Waar kan jy kom sê, maar Here, ons het U nodig. Ek het mense rondom my nodig om my te dra, om my te ondersteun, want ek het nood. Ek het seer. Ek het 'n verlange na U. Mag ek en jy, broer en suster, besef dat ons hoop alles begin by die getuienis rondom die kruisiging van God, van Christus. Maar dat dit nie daar stop nie. Dit gaan verder. Die opstanding, die hemelvaart, die uitstorting van die Gees, God wat by ons teenwoordig is, en die Heilige Gees wat my en jou kom verseker dat daar hoop is. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons leef, hierdie getuienis uitleef. Pinkster roep ons, hierdie geleenthede roep ons, om meer en meer in verhouding met God te kom staan. Om vir 'n oomblik vir mekaar te sê, maar hoe lyk my verhouding met God? Is ek nog besig met die Here? Is die Here nog besig met my? Is ek nog bereid om gestuur te word? Is ek nog bereid om 'n getuie te wees, 'n voorbeeld vir my kinders, vir die mense rondom my? Die hoop lê daarin dat as ons vir mekaar sê, maar nee, dit lyk nie meer soos wat dit aan die begin gelyk het nie. Nee, dit lyk nie meer soos wat dit op 'n stadium gelyk het toe ek nood gehad het en ek die Here se teenwoordigheid beleef het nie. Het ons die geleentheid, broer en suster, om te sê, maar Here, ek draai terug. Mag ek en jy, daar waar ons gaan, ons verhouding met die lewende Here koester, versterk en laat groei tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam.
Here, in hierdie oggend kom dank ons U, Here, vir die grootheid, vir U liefde. Here, ons kom dankie, Here, dat U met ons elkeen in 'n besonderse verhouding kom staan. Dat U ons tekortkomings ken, dat U ons diepste hartsgeheimenisse ken. Here, dat U by ons teenwoordig is in ons nood. Ons kom dankie, Here, dat ons ook in hierdie oggend vir U kan kom vra om ons te lei, om ons te vul met die Gees, om ons opnuut te bekragtig, Here, sodat ons daar waar ons gaan, U hoop, U genade, U liefde kan uitleef. Here, ons kom dankie, Here, vir hierdie geleenthede. Ons kom dankie, Here, dat ons so by mekaar kan kom op 'n Sondag. Ons kom dankie as ons terugdink aan die Pinksterweek. En ons kom vra, Here, bemoedig ons. Geef ons die krag, Here, om getuies van U in hierdie wêreld te wees. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U groot en heilige naam. Amen. Broers en susters, hier waar ons dan ook by mekaar is dit dan ook 'n geleentheid om terug te dink aan die werk van die Here Jesus Christus. Dat die Here Jesus Christus vir my en vir jou gesterf het, maar so wat ek ook gesê het, dat hy opgestaan het, dat hy leef, dat hy sy Gees gestuur het, om by ons teenwoordig te wees. En daarvoor is die nagmaalstafel dan ook vanmôre hier, waar ons terugdink aan die werk van ons Here Jesus Christus op hierdie aarde. Terwille van jou, terwille van my. Voordat ons dan begin met die instelling van die nagmaal, net 'n paar ordereëlings, soos wat jy weet, in die gemeente is dit die gebruik dat die kinders nagmaal mag gebruik. Daarvoor is voorsiening gemaak in die middel van die skinkborde met druiwesap. Ek wil vra dat almal dan ook die tekens hou totdat ons die nagmaal dan ingestel het. Die formulier vir die bediening van die nagmaal lees soos volg: Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: Gebruik dit tot my gedagtenis. By die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn roep die gemeente om die hele lydingsweg van die Here Jesus voor oë. Hoe hy sy lewe gegee het. Hoe hy soos 'n koringkorrel geval en gesterf het. Hoe hy die lydingsbeker gedrink het. Nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê die Here Jesus: Dit is my liggaam en dit is my bloed.
So seker is wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met ons mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en aan sy opstanding. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met die dood van die Here Jesus nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe deur die Heilige Gees. Is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. In die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. En in die sesde plek, ten slotte, 'n fees van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus Jesus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hierdie Here wy. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus Jesus feeslik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in geloof, ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Broer en suster, ek gaan vra dat die tafel in gereedheid gebring word en die persone met wie gereed is om voor te kom sit, ook dan vorentoe kom, terwyl ons dan hierdie volgende lied dan staande sing. Inneem. Broer en suster, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons opreg voor God verootmoedig. Ek gee 'n paar oomblikke daarvoor. Amen. Broer en suster, laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons opreg daarna strewe om met 'n verhouding met hierdie God te leef. Mag ons die getuienis van God wat teenwoordig is, deur sy Gees
uitleef en uitdra. Omdat ons in Here Jesus glo, in sy werk en dit wat hy ter wille van ons gedoen het, ten koste van ons. Kom ons staan, dan bely ons geloof hardop saam in die geloofsbelijdenis van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Jy kan die plek inneem. Broer en suster, ek gaan vra dat die diakens dan vorentoe kom, dat ons tekens kan uitdeel, so wat ons, ek in die begin gevra het, hou asseblief die tekens, totdat ons die nagmaalswoorde ingestel het, en dan sing ons dan ook hierdie volgende lied, soos wat ons sit saam, as tafelgebed, die 266, kom ons sing het tot eer van die Here. Broer en susters, terwyl die diakens nog daar agter staan, is daar enige iemand wat oorgeslaan is met die brood en met die wyn? Dankie, dan kan die diakens dan vorentoe kom. Mevrou.
Broer en suster, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Broer en suster, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Voor ons afsluit, is daar enigiemand wat die beker wil gebruik? Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, saam met die psalms wil ons uitbars in lofsang. Wil ons kom sing, Here, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon. Here, ons kom dankie, Here, vir u goedheid, vir u guns in ons lewe. Ons kom dankie, Here, dat ons u uit genade kan ken. Ons kom bid en kom vra, Here, dat u deur die Gees, Here, ons sal bekragtig, ons ook deur hierdie tekens wat u vir ons gegee het, sal moed gee, sal krag gee, Here, om as getuies te leef, om hoop te bring. Here, gebruik hierdie tekens, Here, waar hy ons ook nou gevoed het, Here, geestelik, sodat ons, Here, ook daar waar ons gaan, u goddelike doel met ons lewens sal najag. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen.